Goeiemôre, goeienaand en welkom by Straatwys. Het jy al ooit agtergekom hoe ongelooflik slim jou brein is? Hy kan vir jou 'n probleem skep nog lank voordat daar een is. Iemand stuur sê net maar vir jou 'n WhatsApp wat sê ons moet praat en skielik begin jou brein 'n hele Netflix drama reeks vervaardig. Jy wonder, wat het ek gedoen? Het ek iets verkeerd gedoen? Is iemand kwaad vir my? Gaan ek afgedank word? Is daar iets fout met my verhouding? En teen die tyd dat daardie persoon uiteindelik vir jou sê, ek wil net weet of jy môre saam my koffie wil gaan drink, het jy reeds emosioneel verhuis en afgesluit. En dis wat ons noem agterdog. En agterdog is interessant, want dit probeer jou beskerm. Dit sê vir jou, moenie mense vertrou nie, moenie te bly wees nie, moenie te opgewonde wees nie, moenie te veel hoop nie, moenie jou hart oopmaak nie, want iets gaan gebeur. En hier is die probleem, as jy heeltyd wag vir iets om verkeerd te gaan, mis jy wat tans reg gaan. Ons leef in 'n wêreld waar ons al hoe meer inligting het, maar al hoe minder vertroue. Ons vertrou nie die regering nie, ons vertrou nie die bank nie, ook nie die media nie. Ons vertrou nie mense nie. Ons vertrou nie ons verhoudings nie. Ons vertrou nie ons eie gevoelens nie. En soms vertrou ons nie eers vir God nie. Ons sê ons glo, maar diep in vra ons, God, is U regtig daar? Het U my gehoor? Hoekom gebeur dit dan? Wat as dit hierdie keer anders is? En weet jy wat interessant is? Die Bybel sê nie vir ons dat geloof beteken jy het nooit twyfel nie. Dink aan Thomas. Die man wou eers die wonde sien. Hy wou bewyse hê. Hy was basies die oorspronklike, ek sal net glo wanneer ek dit sien mens. En Jesus kom nie daaraan en sê, jy's 'n slegte Christen of 'n slegte mens omdat jy vra het nie. Jesus ontmoet hom in sy twyfel. Dis vir een van die mooiste dinge van geloof, want geloof beteken nie ek het geen vrae nie. Geloof beteken ek het vrae, maar ek kies steeds om te vertrou. Dis daardie en waarvan ek so baie keer praat. Ek kan bang wees en steeds hoop hê. Ek kan twyfel en steeds glo. Ek kan nie die toekoms verstaan nie en steeds die volgende tree gee. Ek kan weet mense kan my teleurstel of seermaak en steeds die liefde kies. Ek kan realisties wees en steeds verwag dat iets moois kan gebeur. Dis metamodernistiese geloof. Nie alles is wonderlik nie, maar ook nie alles is 'n gemors en loop sleg af nie. Dis die lewe is soms 'n gemors en God is steeds hier. Want agterdog steel iets baie kosbaars van ons, die vermoë om die oomblik te geniet. Jy kan langs iemand sit wat jou liefhet, maar in jou kop is jy besig om die heeltyd te wonder, hoe lank gaan dit hou? Jy kry 'n nuwe geleentheid, maar jy dink, wat as ek misluk? Jy voel gelukkig en jou brein fluister, moenie nou te bly wees nie, jy weet wat volgende gaan gebeur en dit gaan sleg uitdraai. Is amper asof ons so bang geword het vir teleurstellings, dat ons eerder vooraf ons eie geluk kanselleer. Ons beskerm onsself teen pyn, deur ook die vreugde daaroor uit te sluit. Maar dalk moet ons weer leer om nie alles te probeer voorspel nie. Miskien is vertroue nie die afwesigheid van gevaar nie. Miskien is vertroue die besluit, ek hoef nie alles te weet om hierdie oomblik te leef nie. Jesus sê in Matteus 6, moet julle dus nie oor môre bekommer nie. Môre sal hom oor homself bekommer. Daar staan nie, moenie môre beplan nie. Daar staan nie, maak asof probleme nie bestaan nie. Maar daar staan, moenie vandag steel of laat steel om môre te probeer oorleef nie. Want partykeer steel agterdog nie net jou vrede nie, dit steel jou lag, dit steel jou geleenthede, dit steel jou liefde, dit steel jou verhoudings, dit steel jou avontuur, dit steel jou geluk en uiteindelik steel dit jou hele lewe. So vandag wil ek jou uitnooi, wanneer daardie klein stemmetjie weer vir jou sê, wat as iets verkeerd gaan? Antwoord hom, ja dit kan, maar sê dan iets anders by en sê, maar wat daarvan as iets reg gaan en dat dit vir my bestem is? Wat as hierdie persoon wel goeie bedoelings het? Wat as hierdie geleentheid wel vir my bedoel is? Wat as jy wel sterker is as wat jy dink? Wat as môre nie noodwendig 'n ramp is nie? Wat as God reeds besig is om iets wat jy nou nie kan sien nie, vir jou in plek te plaas? Dit beteken nie jy moet naïef wees nie. Jy hoef nie elke mens blindelings te vertrou nie. Jy hoef nie jou verstand by die deur te los nie. Maar moenie so besig wees om jouself teen die lewe te beskerm, dat jy vergeet om die lewe te leef nie. Want geloof is soms nie, God, ek weet presies wat gaan gebeur nie. Geloof is, God, ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar ek weet, ek hoef nie alleen daardeur te gaan nie.
En miskien, net miskien, is dit genoeg rede om vandag weer 'n bietjie meer te glimlag. Want die lewe is onseker, mense is ingewikkeld, die toekoms is onbekend en ons het baie vrae. En tog is daar steeds liefde, daar is steeds genade, daar is steeds geleenthede, daar is steeds sonsopkomste, daar is steeds om die dinge om te geniet van elke dag, daar is steeds mense wat jou onverwags goed gaan aandoen, daar is steeds tweede kanse en daar is steeds hoop en daar is steeds God. Moenie jou geluk verloor oor iets wat nog nie gebeur het nie. Ja, jy mag twyfel, ja, jy het seer gehad in die verlede, jy mag vra, jy mag versigtig wees, maar vertrou genoeg om weer te leef en die lewe te geniet. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap, mooi loop.